Hartlike goeiemôre ook en elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons elkeen vandag ook hoor wat God deur sy woord vir ons wil sê. Mag ons daarna luister met die nodige eerbied en respek, maar mag ons ook ons verantwoordelikheid nakom. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige Vader, ons kom kniel vanoggend voor die genadetroon om saam met die engele aan U al die lof en die eer te bring wat U tot in ewigheid toekom. Aan U behoort die heerlikheid en die krag, die wysheid, die mag en die majesteit. U alleen bekleer goddelike mag en gesag. U alleen het alles wat bestaan geskep. U alleen heers en regeer oor alles en almal. Selfs ook oor hulle wat nie U koningsheerskappy wil erken en aanvaar nie. Dis met dankbare harte dat ons vandag hier in U huis saam kan wees en kan weet dat U hier by ons teenwoordig is. Dis met dankbare harte dat ons ook kan weet dat U by elkeen is wat elektronies nou na hierdie erediens kyk. En op 'n manier is U besig om ons aan mekaar te verbind. Net soos wat U self ook deur die verbond aan ons verbind. En daarom kom bid ons Vader dat hierdie band tussen ons en U en die band tussen ons en ons medemens net al hoe sterker sal word. Dat ons deur die geloof sal lewe. Dat ons sal dankbaar wees vir swaar kry tye en vir beproewings. Omdat ons weet dat swaar kry egtheid van geloof kweek. En dat egtheid van geloof weer op sy beurt volharding kweek. En dat dit so op mekaar inwerk en saamwerk, sodat dit vir ons hoop kan gee. Hoop wat nie beskaam nie. Hoop omdat U die bron daarvan is, wat niemand kan aanraak nie, en niemand kan vernietig nie. Dis ons gebed, Here, dat U ook vandag by elkeen van ons sal wees, en dat U deur die woord en gees met ons elkeen sal praat, en dat hierdie boodskap wat ons hoor, werklik waar vir ons betekenis sal hê, en dit ons sal laat nadink, en sal laat besef, hoe groot ons verantwoordelikheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, julle sal bly wees dat ek vanoggend vir Rex saamgebring het. Ek weet baie van julle hou van hom, want julle hou van dinosaurs. En hy is mos 'n dinosaurus. Die Tyrannosaurus Rex om presies te wees. Goeiemôre Rex, hoe gaan dit met jou? Hallo julle. Ja, hy gaan dit baie goed, dankie. Ek is baie bly as dit met jou baie goed gaan. Dit is te wonderlik. Ja, nee. Ek het dit nogal geniet. Wat het jy geniet? Ek was by 'n Bybelonderrigklas gewees. O, het jy een van die Bybelonderrigklasse, een van die sonnaarskoolklasse bygewoon? Ja, dit was baie interessant. En baie van my vrae is beantwoord, maar daar's nog 'n vraag wat ek wil vra. Nee, ek het so gedink, want jy vra mos altyd vra. Ja, en die een wat vra bly net 'n rukkie onkundig. Sien, slim woord, né? En een wat nie vra nie, bly vir altyd onkundig. Ja, dis baie waar. Ja, die enigste dom vraag is die vraag wat nooit gevra word nie. Dis baie waar, jy is heeltemal reg en ons ken al daai rympie van jou baie goed. So wat is jou vraag? Ek wil weet, ons het gehoor oor die Bybelonderrig van Kain en Abel.
Kain en Abel, ja, die eerste mensekinders. Ja, dis nie 'n aangename geskiedenis nie, nee. Nee, glad nie, want Kain het vir Abel doodgemaak. Ja, heeltemal reg. En toe kom God en hy vra vir Kain, waar is jou broer Abel? En toe sê Kain, is ek my broer se wagter? Ja, dis eintlik 'n vraag wat hy gevra het. So wat is jou vraag? Ek wil weet, wat beteken dit, is ek my broer se wagter? Wel, dit beteken dat ons vir mekaar verantwoordelikheid moet aanvaar. En nou weet ek nog minder wat dit beteken. Dit beteken dat ons vir mekaar moet sorg, dat ouer boeties en sissies en mammas en pappas en oupas en oumas vir hulle wat jonger is moet sorg en vir hulle moet omgee, vir hulle moet oppas en hulle moet beskerm. En as daar gevare kom, dat hulle die gevare moet probeer afweer. En Kain het juist die teenoorgestelde gedoen. Hy het nie sy verantwoordelikheid teenoor sy broer nagekom nie, inteendeel, hy was jaloers op sy broer en dis hoekom hy hom doodgemaak het. So ons moet verantwoordelik wees. Ja, dis heeltemal reg. Ons moet verantwoordelik wees. En dis presies waaroor ons vandag gaan gesels. So kom sit hier agter en dan gaan ons meer daaroor hoor en hopelik leer jy ook wat verantwoordelikheid beteken. Ons gesels vandag oor hierdie groot woord, die woord verantwoordelikheid. Nou baie keer sien 'n mens wanneer jy in 'n werkswinkel instap en jy vat jou motor vir 'n diens, dat daar 'n bordjie opgesit is wat sê ons is nie verantwoordelik vir enige verlies of beskadiging as gevolg van brand, diefstal of enige ander oorsaak. En nou sal julle onthou, Leon Schuster het mos 'n rolprent gemaak waarin hy kameras versteek het en dan trek hy nou 'n streep op mense en hy probeer hulle om die bos lei en dan word hulle nou baie kwaad vir hom. En ek onthou daar's een van sy rolprente gewees waar daar so 3 reeks BMW, nog die klein box-shape BMW soos ons hulle noem, dat die ou so een gehad het, maar hy het 'n baie mooi kar gehad. En toe het Leon gegaan en die kar omgeruil met 'n ander motor wat gestamp was. En toe kom die ou nou om sy motor te kom haal en toe moes hy nou verduidelik hoekom hierdie motor nou gestamp is en hy het nou die motor gaan toets bestuur en toe het hy nou die motor kwansies gestamp en so meer. En ja, toe die ou nou baie kwaad word, toe wil hy nou sê, maar jy mos nou na hierdie bordjie kyk wat sê ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade. Is dit alles so heeltemal so eenvoudig? Nou Leon Schuster het daar baie amper 'n baie harde pak slaag gekry, as ek dit reg onthou. Hy het 'n paar keer 'n goeie klap gekry, onder andere by Jimmy Abbott ook. Nou mense wil nou nie aan Jimmy Abbott se hand se verkeerde kant wees nie. Verantwoordelikheid beteken partykeer dat mense met oogklappe of selfs geblinddoek na die lewe kyk. Soos hierdie twee wat agter op die boot sit, die boot wat 'n gat in het en die boot is besig om te sink en die twee ouens aan die ander kant van die boot is besig om die water uit te skep en so vinnig as moontlik uit te gooi en hoe vinniger hulle dit uitgooi, hoe vinniger kom die water in en die twee ouens daar agter sit lekker terug en sê gelukkig is die gat nie aan ons kant van die boot nie. En dis wat baie keer in ons lewe ook gebeur en wat ons rondom ons raak sien. Hoe dat mense nie besef wat hulle verantwoordelikheid is nie en dit nie nakom nie. Hoe maklik iemand maar net 'n papiertjie by 'n venster uitgooi, rommel strooi, sonder om te besef wat die implikasies daarvan is en dat dit ons almal se verantwoordelikheid is om die aarde skoon en netjies te hou en op te pas. Dis mos 'n goddelike opdrag wat ons gekry het. Maar dit is asof mense net terugsit en sê gelukkig is dit nie my probleem nie, dis iemand anders se probleem. Ons skep werk sodat iemand anders nou weer die papiere kan gaan optel en dan weer werk kan hê. Dwaasheid as mens so redeneer. Ons moet ons eie gemors skoonmaak. En as 'n mens 'n hond kan leer om dit reg te kry, dan sal ek dalk ook 'n hond as 'n troeteldier aanhou. Op hierdie stadium het ek nie een nie en ek wil ook nie een hê nie. Want hulle maak nie agter hulle self skoon nie. Dit word jou verantwoordelikheid.
om agter hulle skoon te maak. En dis nie altyd lekker nie, en ekskuus as ek nou oor sulke goed moet praat, maar dis waaroor verantwoordelikheid gaan. Wat presies is verantwoordelikheid? Kom ons dink 'n bietjie daaroor na. Is verantwoordelikheid sekere verpligtinge wat ek moet nakom, sekere pligte wat ek moet doen, sekere dinge wat van my verwag word wat ek moet nakom. Is dit verantwoordelikheid? Sou mens verantwoordelikheid so kon definieer? Is verantwoordelikheid iets waarvoor ek aanspreeklik gehou kan word? Met ander woorde, as my baas by die werk vir my sê ek moet teen Vrydag 'n verslag inhandig en ek handig nie die verslag in Vrydag nie, sou hy my kan aanspreek daaroor. Sou hy vir my 'n skriftelike waarskuwing daaroor kon gee omdat ek nie my verantwoordelikheid nagekom het. Sou hy myself in die pad kon steek en soos Donald Trump kon sê, "You're fired." Is dit iets waaroor ek rekenskap moet gee? Is verantwoordelikheid iets waaroor ek moet kan verduidelik waarom ek gedoen het of nie gedoen het nie wat ek veronderstel was om te doen of nie te doen nie? Is dit iets wat ek moet nakom? Wat niemand anders vir my kan doen nie. Met ander woorde, ek moet my verantwoordelikheid nakom. Ek kan nie van iemand anders verwag om namens my verantwoordelikheid na te kom. Is verantwoordelikheid om eienaarskap vir my optrede te aanvaar? Nou, eienaarskap beteken, dit word my eiendom, ek maak dit myne. So om eienaarskap vir my optrede te aanvaar beteken, ek erken, ja, ek het dit gedoen. Ek is skuldig daaraan. So as ek cricket speel en die bal gaan deur die venster, en my pa vra vir my, het jy die venster gebreek? En ek sê, nee, dit was nie ek nie. Dan aanvaar ek nie eienaarskap vir my optrede nie. Maar as ek wel erken, ja, dit was ek, dit was 'n ongeluk, ek is jammer, ek sal uit my sakgeld uitbetaal dat ons 'n nuwe venster kan insit, weer die venster kan herstel, dan het ek eienaarskap aanvaar vir my optrede. Is dit wat verantwoordelikheid is? Is verantwoordelikheid dalk om die eienaarskap vir die gevolge van my keuses en my dade te aanvaar? Om te aanvaar dat dit wat ek nou ervaar en beleef 'n noodsaaklike en 'n noodwendige gevolg is van my optrede, van die dinge wat ek gedoen het. Verder, is ek verantwoordelik net vir myself? Is ek dalk ook verantwoordelik vir ander mense? Is ek dalk verantwoordelik ook vir diere? Ek het nou so vinnig van die hond gepraat. Is ek verantwoordelik vir die plante? Vir die skepping in die algemeen? Vir die omgewing? Is ek verantwoordelik ook vir dinge? Soos my motor, my rekenaar, my fiets, my PlayStation, my Nintendo Switch. Is ek verantwoordelik vir dit alles? Moet ek dit oppas? Moet ek dit behoorlik hanteer? Kan ek dalk instaan vir iemand anders se verantwoordelikheid en iemand anders se verantwoordelikheid vir hulle namens hulle aanvaar en sê, maar okay, ek sal in jou plek jou skuld dra vir jou oortredings. Kan ek vir ander mense se dade verantwoordelik gehou word? Kan God na my toe kom en my straf oor iets wat iemand anders gedoen het? Nou Esegiel 18 wat ons verlede Sondag oor gesels het,
jy's ook hieroor gehandel. Sondag aand. En dan die groot vraag, wie besluit oor wie vir wat verantwoordelik is? Wie se besluit is dit? Wie bepaal verantwoordelikheid? Wie sê op die einde van die dag, jy is daarvoor verantwoordelik en jy is daarvoor verantwoordelik en dit is jou verantwoordelikheid? As 'n mens oor al hierdie goed nadink, dan dink ek op omtrent al hierdie vrae moet 'n mens ja antwoord. Verantwoordelikheid is verpligtinge wat ek moet nakom. Dit is iets waarvoor ek aanspreeklik gehou kan word. Dit is iets waarvoor ek moet rekenskap gee. Dit is iets wat ek moet nakom en ek kan nie van ander mense verwag om my verantwoordelikheid na te kom nie. Dit is om eienaarskap te aanvaar vir my optrede en ook vir die gevolge en die keuses van my dade. Ek is ook verantwoordelik vir myself, ja. Ek is ook verantwoordelik vir ander mense. Ek is ook verantwoordelik vir diere en vir die skepping in sy geheel. Soms kan ek iemand anders se verantwoordelikheid vir hulle aanvaar en namens hulle nakom. Maar is nie altyd 'n goeie idee nie. Veral as 'n ma haar kind se huiswerk op taak vir hom doen. Jy beroof jou kind van die geleentheid om iets uit die hele leerervaring te kan ontdek en te kan beleef wanneer jy sy huiswerk vir hom doen. So is nie altyd 'n goeie idee om iemand anders se verantwoordelikheid namens hom na te kom. Kan ek vir ander mense se dade verantwoordelik gehou word? Soms ja. Nie noodwendig altyd nie. En wie besluit oor wie vir wat verantwoordelik is? Dit hang af van die omstandighede. En ek gaan nou meer daaroor sê. Wanneer ons Handelinge 18 lees, dan sien ons Paulus weier om verantwoordelikheid te aanvaar. Nou, dis nou nie een van die vrae wat ek gevra het nie. Ons sou kon vra, mag 'n mens weier om verantwoordelikheid te aanvaar? Paulus het dit gedoen, kom ons kyk. Paulus in Korinte, Handelinge 18 van vers 1. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinte toe gegaan. Nou in Athene het hy daar in die Areopagus, daar waar hulle so gesit en kuier en gefilosofeer het al die Grieke. En Athene is mos die plek wat Athena, die godin van wysheid, se groot majestueuse tempel is en waar sy aanbid word. Daar het hy met die Grieke in gesprek getree en vir hulle gesê, julle het ook hier 'n beeld van 'n onbekende God. En ek wil vir julle kom vertel van die God wat julle nie ken nie, van Jesus wat uit die dood opgestaan het. En dis dan nou sy gesprek wat hy daar in die Areopagus het met die mense wat die Griekse mitologie en hulle gode aangevang het. En dan verlaat hy Athene en hy kom in Korinte wat ook 'n Griekse stad is. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. So op 'n stadium het Claudius moeg geraak vir al die Jode in die stad en hy het gesê, weg met julle. Julle moet trek, julle moet julle goed vat en trek. Waarskynlik wou hulle gehad het dat die Italianers self in Rome moet geld maak en besigheid doen en dat die Jode nou die werksgeleenthede wat die Italianers sou kon benut eintlik by hulle oorneem en dit is dalk 'n vorm van ons hedendaagse xenofobie. Paulus het hulle gaan opsoek, dis nou vir Priscilla en Aquila, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. So Paulus het saam met hulle begin om tente te maak en natuurlik het hulle die tente dan nou verkoop. Behalwe op die Sabbatdag. Op die Sabbatdag het Paulus na die sinagoge toe gegaan en met die mense daar, die Jode wat daar bymekaar gekom het en ook van die Grieke, want dit is in 'n Griekse stad Korinte,
met hulle in gesprek getree en hy het probeer om hulle te oortuig. Nadat Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. So hy het toe nou nie meer tente gemaak nie, ook nie net op die Sabbatdag probeer nie, hy het elke dag van die week, 24/7, 365, soos wat ons altyd sê, het hy probeer om die Jode te oortuig dat Jesus die Christus is. Dit beteken dat hy die Messias is, die een wat die profete aangekondig het wat sou kom, wat op die troon van Dawid gaan sit en wat tot in ewigheid gaan regeer. Maar toe hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê, as julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. So Paulus weier om verantwoordelikheid vir die verlore gaan van die Jode te aanvaar, omdat hulle weier om te glo in Jesus. En hy neem 'n besluit. Van nou af gaan ek werk onder mense wat nie Jode is nie. Toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus was op daardie stadium die hoof van die sinagoge. En Paulus het natuurlik met hom ook gepraat en hy en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here Jesus Christus gekom. En ook baie ander mense in Korinthe wat die boodskap van Paulus gehoor het, het gelowig geword en hulle is gedoop. Hulle het dus begin om die gemeente van Korinthe te vorm, die gemeente vir wie Paulus die 2 Korinteërbriewe geskryf het. Eendag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad, behoort baie mense aan my. So in hierdie Griekse stad waar daar baie Grieke woon, is daar baie mense wat aan my behoort. Nie net Jode nie, maar dit kan ook Grieke wees, dit kan ook Italianers wees. God se verbondsvolk word in Jesus Christus groter as net die Joodse volk. Want almal wat in Jesus glo, word nou deel van sy verbondsvolk en behoort aan hom, aan God. Paulus het 1 jaar en 6 maande lank daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Nou omdat die vorige hoof van die sinagoge van wie ons gelees het, Crispus, daar in vers 8, omdat hy 'n Christen geword het, kon hy uit die aard van die saak heel waarskynlik nie meer die leier, die hoof van die sinagoge wees nie. Die sinagoge was die Joodse kerk. Die Jode het hom natuurlik weggejaag. Nou 1 jaar en 6 maande na dit, het Gallio die gouverneur geword van Achaia, en het die Jode egter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man, het hulle gesê, probeer die mense oorhaal om God op 'n manier te vereer wat in stryd is met ons wet. En Paulus het nog probeer om te antwoord, hy wou nog praat, toe sê Gallio al klaar vir die Jode. As dit oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was dit vir my plig. Ons sou ook kon sê my verantwoordelikheid om geduldig na julle Jode te luister. Maar aangesien dit 'n geredekawel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie. So ook Gallio wil nie verantwoordelikheid aanvaar om 'n uitspraak te lewer nie. Daarna jaag hulle uit die hof uit. Hulle het toe almal vir Sostines, wat toe nou die hoof van die sinagoge geword het, gegryp en hom net daarvoor die regbank aangeraak. So hulle begin toe nou sommer 'n onskuldige hou, wat niks met die saak te doen gehad het nie.
Die hoof van die sinagoge nogals, die hoof van die kerk, hulle gryp hom en hulle begin hom aanrand, want hulle wil nou hê dat Gallio moet sien, hier kom 'n opstand, hier kom nou moeilikheid. Hulle wil hê Gallio moet vir Paulus laat gevange neem. Maar wat doen Gallio? Hy aanvaar nie verantwoordelikheid vir hierdie onder ons nie, hy steur hom nie eers daaraan. Hy doen niks daaraan, hy ignoreer dit heeltemal. So ons sien twee persone wat weier om verantwoordelikheid te aanvaar. Gouverneur Gallio en Paulus. Hulle albei onttrek hulle self aan verantwoordelikheid. Paulus het aanvanklik alles in sy vermoë gedoen om die Jode en die Grieke in die sinagoge en in Korinte te probeer oortuig dat Jesus die Christus, die Messias is. Maar Paulus onttrek hom aan die verantwoordelikheid omdat die Jode nie in Christus wil glo nie. Hulle weier om te aanvaar dat hy die Messias is. En Gallio, hy aanvaar nie verantwoordelikheid nie, want hy wil nie betrokke raak by die Jode se gerede kabel en geskille nie. Nou gerede kabel is 'n vreeslike groot woord, die kinders sal wonder, wat beteken dit? Nou as twee mense met mekaar beklei, ons noem dit baie keer 'n bekgeveg, nee. As hulle met hulle monde met mekaar beklei, dan is hulle besig met 'n rede kabel. En 'n gerede kabel is om aanhoudend so met mekaar te stry en rusie te maak en te beklei. En dis wat hulle gedoen het. Gallio wil nie daarby betrokke raak nie, hy wil nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Was Paulus en Gallio se optrede korrek? Was hulle reg om nie in hierdie omstandighede verantwoordelikheid te aanvaar? Ons kry nog 'n voorbeeld van iemand wat dieselfde gedoen het in Pilatus. Ook Pilatus het homself verontskuldig, toe hulle wou gehad het dat hy vir Jesus moet laat veroordeel en laat kruisig. Hy verontskuldig hom aan die dood van Jesus, en dan simbolies was hy sy hande in onskuld, om vir hulle te sê, ek het geen skuld aan die dood van hierdie man nie, maak met hom wat julle wil. Soos Gallio ook vir hulle gesê, hanteer julle eie geskille, moet nou nie julle probleem my probleem maak nie. In Jesegiel 33 word Jesegiel aangestel as 'n wag vir die volk. Nou die werk van 'n wag was om in die wagtoring of op die stadsmure te staan en wag hou, om te kyk of daar 'n vyand aan die kom is. En as die vyand aan die kom is, dan moes hulle met die trompette of die ramshorings of wat ook al, moes hulle alarm maak, moes hulle groot lawaai maak en sê die vyand is op pad, klokke lui, wat hulle ook al gedoen het, wat tot hulle beskikking was. Hulle moet die mense in die stad waarsku, sodat die mense die poorte kan toemaak en kan sluit, en hulle self kan gereed maak vir die oorlog. God sê vir Jesegiel, ek stel jou aan as die wag oor hierdie volk, jy moet hulle waarsku, dat ek hulle gaan straf. As hulle na jou luister, wonderlik. As hulle nie na jou luister nie, dan gaan ek hulle straf. As jy hulle nie waarsku nie, gaan ek hulle bloed van jou hande eis. So Jesegiel kon nie soos Paulus en Gallio en Pilatus sê, dis nie my verantwoordelikheid. God het hom verantwoordelik gehou vir sy opdrag om die volk te waarsku, om die oordeele aan te kondig. Maar dan lees ons ook in Lukas 9 vers 5, hoe dit Jesus vir sy disippels geleer het, dat wanneer hulle nie vriendelik ontvang word nie, en die mense nie na hulle wil luister nie, wat moet hulle in daai stad doen? Hulle moet die stof van hulle voete afskud, en dan voortbeweeg na die volgende huis, of die volgende stad. So dit wat Paulus gedoen het, was presies dit wat Jesus sy disippels geleer het. Paulus het sy klere afgeskid, die stof afgeskid, en gesê, ek aanvaar geen skuld van julle nie. En Jesus het sy disippels ook gesê, as die mense nie wil luister nie, nie wil glo nie, skud die stof van jou voete af, gaan aan. Jy hoef nie verantwoordelikheid te aanvaar. Nou is ek weer terug by daai heel laaste enetjie. Wie bepaal wie is vir wat verantwoordelik? In ons lewe is daar 'n hiërargie van verantwoordelikheid. Hiërargie beteken 'n rangorde, 'n
belangrikste persoon, en dan een wat onder hom belangrik is, en dan een onder hom wat ook belangriker is as die een onder hom, en belangriker is as die een onder hom, en so meer. Die heel belangrikste persoon, wat hierdie hiërargie van verantwoordelikheid aanbetref. Van hom lees ons in Handelinge 4 vers 19, waar die skrifgeleerdes in die Joodse Raad vir Petrus en Johannes hulle sê, julle mag glad nie meer in Jesus se naam enige iets doen of sê nie. En dan antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Hier sien ons duidelik die hiërargie van verantwoordelikheid en van die een wat verantwoordelikheid bepaal. God is die hoogste in die rangorde van die persone wat verantwoordelikheid bepaal. Niemand het meer gesag in die skepping as God nie. Hy is die oppergesag en die opperbevelvoerder. En die verantwoordelikheid wat hy op jou plaas, moet swaarder weeg as enige ander verantwoordelikheid wat enige iemand anders op jou probeer plaas. Jy moet meer aan hom gehoorsaam wees as aan enige iemand anders. Nou partykeer is dit moeilik. Want God het gesê, eer jou vader en jou moeder. So jy moet die verantwoordelikheid wat jou ouers op jou plaas, moet jy nakom. Maar wat nou as jou ouers van jou iets verwag, wat in stryd is met dit wat God van jou verwag? Dan sit jy nou half in 'n tweestryd. Aan die een kant moet jy aan God meer gehoorsaam wees as aan mense, maar God het gesê jy moet jou ouers eer en respekteer, maar hulle verwag van jou iets wat in stryd is met wat God van jou verwag. In daai geval moet jy respekvol vir jou ouers sê, ek moet aan God meer gehoorsaam wees. So dis nie altyd so maklik nie. Maar hierdie hiërargie van verantwoordelikheid ken ons almal. Die hoof by die skool sê, dis hoe dinge gebeur, en die onderwysers moet sorg dat dit gebeur, en hulle moet sorg dat die kinders doen wat die hoof gesê het. En by die werk is dit dieselfde. Die persoon aan die top van die bestuur, die meeste gesag en hoogste gesag, en so word die gesag afgewentel tot by die persoon heel onder. Verantwoordelikheid is iets wat 'n mens van jongs af moet aanleer. As jy nie van kleins af verantwoordelikheid aanleer, gaan jy as groot mens ook nie weet wat dit is om verantwoordelikheid na te tree. En daarvan lees ons in Prediker 11 vers 9. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind, en waarvan jy hou. Maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. So ons verantwoordelikheid is om van kleins af te leer om kommer uit ons harte uit te hou en alles wat ons liggaam kan skade doen te vermy. Ons moet ons jong lewe ten volle geniet, maar ons moet dit verantwoordelik doen, want God gaan van ons rekenskap eis oor alles. En daarom is een van die belangrikste dinge wat 'n ouer vir sy kind ook kan leer, wat dit beteken om verantwoordelik te wees, om verantwoordelikheid na te kom, deur van sy kind ook rekenskap te eis, en om verantwoordbaar te hou vir sy dade en vir sy optrede, en ook vir sy versin. Ons leef in 'n tyd vandag, dink ek, dis my persoonlike opinie,
dat die jonger generasies skynbaar nie meer vandag dieselfde verantwoordelikheidsin het as wat die ouer generasies gehad het. Wat bedoel ek? Dit is maar asof die jonger generasie self wil kies en besluit waarvoor hulle verantwoordelik is. Hulle erken nie hierdie hiërargie van verantwoordelikheid uitdeel. En God is die oppergesag. Hulle wil self kies en besluit wat is God se wil vir hulle lewe. Hulle wil self kies en besluit wat is vir hulle reg en verkeerd, aanvaarbaar of nie aanvaarbaar. Hulle wil self die norm wees. Hulle wil ook nie verantwoordbaar gehou word of rekenskap gee nie. Die oomblik wanneer mens die jonger generasie wil dissiplineer, dan sê hulle ek het regte. En die wet sê, en die grondwet sê. En hulle trek al daardie dinge nader om hulle eie verantwoordelikheid te ontkom. En daarom is ek dankbaar dat ek nie in 'n onderwyser se skoene is vandag wat dissipline by die skool moet probeer handhaaf. Ek dink die tyd toe ons kinders op skool was dit nog 'n bietjie makliker geweest, want die rotang het gepraat. Wanneer hy moes, nie onregverdig nie, maar wanneer hy moes praat, het hy gepraat. Jy moes rekenskap gee, en jy was verantwoordbaar gehou vir jou verantwoordelikhede. Jy moes dit nakom, anders is dit sieps op braaipap. En nou dat dit nie meer bestaan nie en nie meer gedoen mag word nie, dink ek is dit vir die jonger generasie al hoe moeiliker om te leer om rekenskap te gee, om verantwoordelikheid te aanvaar, om verantwoordbaar te wees. En ek beleef selfs dat die jonger generasie godsdienstig onverantwoordelik word. Kerk toe gaan is net nie meer belangrik nie. Bybelonderrig of sondagskool tel nie meer punte nie. Om betrokke te wees by kerklike jeugaksies. As ek so voel en as ek lus is, sal ek dit doen, anders nie. En ons kry baie gehoorsame ouers vandag. Nie meer gehoorsame kinders nie. Die ouers is gehoorsaam aan die kinders, want hulle vra vir die kinders, wat wil julle doen, en dan doen hulle dit. Die kinders se hiërargie van verantwoordelikheid en verantwoordelikheid uitdeel is heeltemal omgedraai. Hulle is veronderstel om onder te wees, maar hulle is bo. Met ander woorde, hulle is op die plek waar God veronderstel is om te wees. En dis waarom ons sit in 'n wêreld en in 'n omgewing waarin daar nie meer verantwoordbaarheid is, waar mense nie meer verantwoordelikheid wil aanvaar, waar hulle self wil kies en besluit wat hulle dink hulle verantwoordelikheid is. En as dit by godsdienst kom, is kerk en dankoffers en alles wat daarmee gepaard gaan, glad nie meer 'n hoë prioriteit by die jonger generasie. En ek is jammer as julle my nie mooi kan hoor nie. Ek probeer so hard praat as wat ek kan, maar ek ongelukkig weet dit harder as wat ek kan praat. 'n Paar noodsaaklike vrae wat ek dink ons hier aan die einde moet vra. Gelukkig kan julle dit daar op die skerm sien. Weet en besef jy waarvoor jy alles verantwoordelik is? Het jy 'n idee wat God alles van jou verwag? Besef jy wat sy wil vir jou lewe is? En dan praat ek nie eers van al die ander verantwoordelikhede wat ons het. Net ons verantwoordelikheid teenoor God
besef ons wat dit alles behels. Wat gaan jy antwoord wanneer Christus by sy wederkoms van jou rekenskap eis oor alles, soos Prediker sê, oor jou verantwoordelikhede? En as Christus jou aanspreeklik hou vir jou gesindheid, jou gedagtes, jou woorde, jou dade en jou versuim waar jy nagelaat het om te doen wat jou verantwoordelikhede is. Wat gaan jy antwoord? Is daar dalk dinge of mense waarvoor jy verantwoordelikheid probeer aanvaar, maar wat eintlik nie jou verantwoordelikheid is nie? Somtyds probeer ouers hulle kinders se verantwoordelikhede namens hulle nakom. Ek het net nou van huiswerk gepraat. Maar partykeer is kinders ongehoorsaam, ongodsdienstig, stout, en die ouers laat dit begaan. Want hulle wil nie twis of risie of 'n gerede kabel of wat ook al hê nie. Hulle ignoreer dit maar en hoop dit sal weggaan en weer beter word. Jy kan nie jou kind se lewe vir hom leef nie. Jy kan ook nie iemand anders se lewe vir hom leef nie. Daarom kan jy ook nie iemand anders se verantwoordelikheid altyd ten volle aanvaar. En soms maak ons homself moeg met al die worries, al die bekommernisse oor dinge waarvoor ons nie verantwoordelik is nie. Omdat ons onsself daarvoor verantwoordelik hou, terwyl God ons nie eers daarvoor verantwoordelik hou. Daarom is die volgende belangrik. Wanneer laas het jy gebid en vir God gevra om vir jou die wysheid te gee, om hierdie onderskeidingsvermoë te kan hê, om te kan besef wat is die dinge waarvoor jy verantwoordelik is en wat is die dinge waarvoor jy nie verantwoordelik is, om daai verskil te ken. Maar ook gebid en gevra vir die krag om die pligte waarvoor jy wel verantwoordelik is te kan doen en te kan nakom. Want dis wat ons moet doen. Ons moet bid vir die wysheid om te weet wat my verantwoordelikhede is en vir die krag om daai verantwoordelikhede te kan nakom. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte. As dit nou kom by verantwoordelikheid. En hierdie gedagte is, jou geluk is jou verantwoordelikheid. Is niemand anders nie. Party mense dink, as ek maar net 'n boyfriend of 'n girlfriend kan kry wat my kan gelukkig maak, dan sal ek gelukkig wees. As jy so dink, gaan jy in jou lewe nooit gelukkig wees nie, want jy maak iemand anders verantwoordelik vir jou geluk. En dis jou verantwoordelikheid. Geluk, jou geluk, is jou verantwoordelikheid. Dis niemand anders se verantwoordelikheid. As jy wag vir iemand anders om jou gelukkig te maak, gaan jy vir altyd wag. Jou geluk vind jy by God en by hom alleen. Wanneer jy is waar hy wil hê jy moet wees, besig om te doen wat hy wil hê jy moet doen. As jy met ander woorde jou verantwoordelikheid wat God op jou skouers plaas,
nakom. Waar hy wil hê jy dit moet maak. En wanneer hy wil hê jy dit moet maak, dan gaan jy geluk ervaar. Dan gaan jy vrede in jou hart ervaar. Dis jou verantwoordelikheid. Niemand anders. So as jy vandag ongelukkig is, dan moet jy verantwoordelikheid aanvaar om dit te verander. En om te doen wat God van jou vra, sodat jy regtig gelukkig kan wees. Daarmee wil ek afsluit. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U genadetroon vandag. Met 'n diepe besef dat ons baie dikwels nie dit waarvoor ons verantwoordelik is nakom. En dat ons partykeer nie ons verantwoordelikhede wil aanvaar nie. Dat ons self wil besluit wat ons verantwoordelikhede is, sonder om U wil in ag te neem. En soms, Here, is ons geneig om te probeer om ander mense se verantwoordelikheid namens hulle na te doen. Wat ons ook nie moet doen nie. Daarom kom bid ons vir die wysheid, Vader, om die verskil te ken. Tussen dit wat regtig my verantwoordelikheid is, en dit wat nie my verantwoordelikheid is. Leer ons die wysheid, Here, om te weet wanneer ons die stof van ons skoene en van ons klere moet afskud. En moet sê, dit is nie my verantwoordelikheid. Leer ons ook, Vader, om ons godsdienstige verantwoordelikhede te besef en om dit na te doen. En dan kom bid ons, Vader, vir ons jonger generasie, wat nie dieselfde verantwoordelikheidsin het as die ouer generasies nie. Ons bid, Here, dat U vir hulle die wysheid en die insig sal gee, om te besef hoe belangrik dit is, om verantwoordelikheid te aanvaar, om eienaarskap te aanvaar, om verantwoordbaar te wees, om rekenskap te kan gee. Vader, ons dankie vir die reën wat daar buite val. Ek weet dat ons dit nodig het. Ons bid vir plekke waar dit nog baie droog is. Ons vra dat U ook daar U seën sal uitstort. Ons bid vir almal wat siek is, vir elkeen wat kanker het en wat bestraling en chemoterapie moet kry. Ons dankie vir elkeen wat in remissie is. Ons bid vir geliefdes van hulle wat operasies ondergaan het en wat hulle moet versorg. Ons dink ook aan hulle wat geopereer is. Ons wil vra vir spoedige beterskap en genesing soos wat dit U wil is. En so bid ons, Vader, vir al ons huwelike. En vra ons dat U vir ons die genade sal gee om ons verantwoordelikhede teenoor ons huweliksmaats na te kom. Ons bid vir al die ouers, die oupas en die oumas, dat hulle ook hulle verantwoordelikhede teenoor hulle kinders en kleinkinders sal nakom. Ons bid vir al die kinders en jong mense, dat hulle ook hulle verantwoordelikhede teenoor hulle ouers, hulle grootouers, maar ook teenoor U sal nakom. Dit alles bid ons, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning en saligmaker, wat ook sy verantwoordelikhede teenoor ons getrou nagekom het. En ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend sagte kollekte by die deure opneem en daarom gaan ons nou 'n slotlied sing. Ons slotlied is lied 528 en dis om die Here se wil te vra, sy doel met ons lewe.
ook uit te voer, sodat ons ook ons verantwoordelikheid teenoor hom kan nakom. Voorsangers gaan my kom help sing, en dan gaan ons ook lied 528 sing ten slotte.